saam met doppies. So ek wil vir julle nou 'n storie vertel. Nou ek het in die koerantjie het ek probeer verduidelik, want hierdie storie is nogals van toepassing. Kyk, Christus is nou my regte naam en doppies is nou die een wat nou hier op die radio uitstaan. Naamlik, ek het gou verduidelik wat ek daarmee bedoel. Christus is nou nie dieselfde as doppies nie. Christus is daai ou, hy hoofseun tipe. Ek was hoofseun in matriek gewees. En Christus is verantwoordelike een, die wat kan wiskunde doen en die een wat glo in die regte ding en wat baie keer maar vies raak en ongelukkige goed dinge en al daai tipe van goed. Doppies is nou die ander een. Hy is die een wat uitsaai op radio en die een wat motorfiets ry en wat lag en stories vertel, al daai goed. So hier op jou stasie kry jy vir doppies. Jy moet maar net kies wat 'n knoppie doppies of Christo en dan kry jy dit. So hierdie is nou 'n storie wat gaan oor Christo, maar hoor nou, die interessante kinkel, hy word vertel deur doppies. So met ander woorde, doppies kyk nou deur 'n ander venster na die storie waar Christo dit nou baie ernstig opgeneem het. Wil doppies nou net lekker lag daaroor en dit regtig geniet ook. Dit is eintlik ja, dit hang af hoe die ou nou die ding beskou. Nou doppies beskou nou die ding in die humoristiese deel daarvan. Nou wat gebeur het, ons het hierdie twee stout manne in die klas gehad. Meinhard en Pondo was hulle naam. En kyk, hulle het 'n kompetisie in die gang gehad oor wie die meeste kan pak kry. Nou ek weet nie of daar 'n prys vir hulle was nie, maar dit was altyd hulle ding en hulle het die gebruik gehad en ek weet baie ander skole het dit ook gedoen. Die kinders, as jy nou in die kantoor kyk, kom ons nou in die tyd waar ons pak gekry het nog 6 van die bestes of 3 of 2 of wat ook al, hang af hoe ernstig die oortreding was. Dan het elke hou wat hy gekry het, hy so 'n stukkie gare uit sy das uitgehaal, uitgetrek. En daar was al so 'n fyn wit streepie daar gewees. So vir elke hou wat hy gekry het, en so het hy in Pondo en Meinhard het nou die kompetisie aangegaan oor wie nou die meeste houe deur die jaar gekry het. So het dit nou later gebeur dat die onderwyser het geweier om hulle 2 pak te gee, want hulle wil nie deel wees van hierdie kompetisie van hulle nie. Want dit is vir hulle heeltemal onaanvaarbaar dat hulle nou deel word van 'n kind se kompetisie op wie die meeste pak kry. So hulle was eintlik baie slim geweest om hierdie as wel sielkunde, weet 'n ou dam op daai ouderdom al daai sielkunde verstaan. Dan jy weet die ou kan maar. So het dit nou gebeur dat ons toe nou as 'n klas met die groot bus daar van my tuisdorp is ons toe nou Kaap toe en meer spesifiek Parow toe en ons gaan nou ons matriek voorskrifboek in Engels, dit is nou Hamlet gewees van Shakespeare daai tyd. Ek dink die kinders gebruik moet nog steeds leer van Hamlet. En dit is nou wat ons toe nou Kaap toe ry om die Hamlet rolprent te gaan kyk. En die theater wat dit nou gespeel het was in die Ster 700. Ek het nou nog op die pad, daar het nog 'n skool saam met ons gery, ek dink dit van Woensville gewees. En so ons was nou van twee verskillende skole op die groot bus gewees in Trix. En dit is natuurlik 'n ervaring op sy eie gewees. Maar so het ons dan natuurlik nou, dit was vir ons 'n avontuurlike uitstapie gewees. Kyk, ons kom daar van die platteland, ons gaan nou hier aan die heerlike dak, of wat ek sê, waar die Kaap, waar alles is, en alles is onder een dak, en dit is altyd 'n wonderlike ervaring gewees, om so met die groot bus te Kaap toe te kom, en dan nou, daar, kom rugby kyk, of is dit, soos in die geval, dat ons nou kom, vir Hamlet kyk, in die Ster 700 theater. Nou, so het ons nou veilig daar aangekom, ons het nou op die ou ente nou ingegaan. Nou ja, toe ons nou daar binne is, toe roep my onderwyser my nou een kant, kyk, ek is mos nou hoofseun, hy sê nou vir my, hy gaan nou nie hier by ons sit nie, hy sit nou daar so 'n bietjie terug, maar ek moet nou 'n baie spesiale oogie hou oor die matrieks, en natuurlik nou meer spesifiek daardie 2 man, dis nou Pondo en Meinhard. Nou ek het onmiddellik geweet toe hy nou vir my daai verantwoordelikheid sê, van hierdie fliek, ek weet nie of ek veel van Hamlet gaan sien nie, want ek gaan te veel, gepla wees, ek gaan worry wees oor die 2 manne wat hulle gaan aanvang, en jy kan jou brief gee, dat hulle iets sou aanvang, so seker was ek daarvan. Nou ja, so het ons nou allemaal gaan sit, en ons kry toe nog als plek heel voor, ek het nou nog die Ster 700, jy het baie naby aan die groot skerm gesit, dis letterlik so, as iets op die rolpunt gebeur, dat jy links en rechts kyk om alles te sien, as jy so naby daarvoor gewees het, dat hy in die voorkant, dat hy so, klim gehad, wat hy nou so opgegaan het, tot by die skerm so skuins opgegaan het,
En nou ja, so het die twee manne, ons het almal toe daar gesit, alles is mooi rustig en ek is toe nog baie verlig daaroor dat alles nog mooi rustig is. En so die rolprent nou bekyk, maar ek kan nou begin en ek kan nou vir jou sê, dit was die einde van die rustigheid gewees, want hulle twee begin nou toe om tussen die stoele deur te kry, met ander woorde, onder die stoele deur, tussen die mense deur, en dan maak hulle hier ou so veter los, en daar maak hulle die veters aan mekaar vas, maak hulle die ou skrik, en so gaan het nou, alles gebeur nou hier, heel voor, in die Ster 700 Theater. Hulle twee gaan later, hulle raak so vermeet, wil ek amper sê, hulle gaan lekker daar teen die skynste, maar hulle lê nou net so onder ooghoogte, dat die onderwyser nou nie vir hulle oor die kinders se koppe kan sien nie. Nou ek sien dit man, dit gebeur hier, lê reg voor my, weet my hele hart wil gaan staan, want ek weet pas nou, as die onderwyser het nou saamgekom het nou opstaan, en hy kom kyk wat hy aangaan, dan gaan hy mos nou vir my vra, nou, Christo, wat gaan nou hier aan? Ek het dan nou vir jou gevra, jy moet kyk, man, sê vir jou, ek het my eerste, nie grys haar al gekry, nie, my eerste hare daai aand al uitgeval, en ek het letterlik niks van daai rolprent gehad, en ek het alles in my vermoë gedoen, om daai twee manne weer terug te keer, daar na hulle sitplekke toe, maar dit het net eenvoudig nie gewerk nie, en ek was heeltemal gedaan, weet die sweet het my afgetap, en dat Doppie sal nou gelag het, maar Christo van het nou baie ernstig op, en ja, en hulle twee het natuurlijk dit geweet, en dat hulle jou net nog verder getreiter, en nog verder het hulle jou, weet, bekommerd gemaakt, dit was nou maar hulle styl gewees, hulle geniet hulle gate uit, terwyl hulle sien ek suffer, as ek nou die Engelse woord kan gebruik, ek is bekommerd man, ek dink ek gaan in die moeilikheid kom, en die onderwyser gaan teleurgesteld wees, dat ek die twee manne onder beheer kan hou nie, en verder geniet hulle net vir hulle self, al meer en meer en meer, en ja, so die einde van die aand het toe nou aangebreek op die einde van die rolprent, en die ligte het aangegaan, weet, so sit hulle nou toe, hulle nou sien die einde van die rolprent, nou mooi sedig, en sit hulle gauw weer daar op hulle plekke. Natuurlijk is dit 'n groot verligting gewees, toe hulle nou daar in die plekke gaan sit, en toe die ligte nou aangaan, en die rolprent is verby, en ons kan nou die vertrek verlaat, en so kry ons onderwyser ons toe nou daar buite by die bus, soos nou gereël is, en hy sê vir ons, hy wil dan net vir ons as matrieks baie dankie sê, want ons het ons absoluut onberispelik gedra daarvoor, en hy sê, hy is baie trots op ons, dat ons so mooi gedra het, en ek het so gekyk vir hy my nat en pom doen, die sê ek, dat ek so by myself, jene manne, maar dankie toch, dat julle dit so gedoen het, dat ek nie die moeilikheid beland het nie, so dit was toen nou met groot dankbaarheid, dat ek toen nou, dit nou daai nuus gekry het van onderwyser is, en soos ek sê, dit was dan nou die eerste keer, wat my hare begin uitval het, omdat Christus so verantwoordelikheidsbewus was, en ek onthou, ek het daarna, was ek so ontspanne gewees, dat ek sommer begin lag het, en begin vrolik raak het, en ek het begin gesels, en ons was allemaal daar in die winkel in, daarna by Ster 700 was so 'n groterige winkel, wat alles type goed verkoop het, as jy nie geweet het waar die Ster 700 was nie, dit was daar, wat deesdae as die Perre Centrum bekendstel, destyds was het stukkie Sandam Centrum gewees, toe hulle die nuwe centrum bouw, toe Ster 700 plat geslaan, en ons klas was een van die laastes, wat ooit in die Ster 700 'n rolprent kon gekyk het. Nou ja, Pondo en Meinhard, dit was ook maar diep in ons harte gekryp, baie geliefd gewees, lekker stout, baie ondeend, en twee manne wat werklik die lewe geniet het, en van hulle matriekjaar iets baie besonders gemaak het.